Goeiemôre almal, maandagoggend, vandag is dit die 16de Maart, die jaar 2026, is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek vir jou vra, waarmee is jy bekleed? Is jy mooi aangetrek? Ek het my uniform aan. Waarmee moet jy jou bekleed? Ek wil vir jou sê, jy moet jou met God bekleed. Elke dag. Hoekom? Want daar's 'n gewisse vyand daar buite. En hy loop rond en hy kyk wie kan hy vernietig. Maar kom ons gaan lees gou hier in God se woord. Ek wil so 'n bietjie praat ook oor heiligmaking. Heiligmaking verander 'n mens. Toe maar, jy gaan nou nie jou spontane geaardheid of jou uniekheid verloor nie. Jy gaan egter wel die dele van jou persoonlikheid verloor wat selfsugtig, wreed en afbreekend is. Jy sal die dele verloor waarvan jy in elk geval nie gehou het nie. Heiligmaking bring die ware heilige jy na vore, wat God uit die staanspoor vir jou tot gedagtes gehad het. As jy Romeine 13 vers 12 tot 14 lees, sê hy die volgende: Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig omgord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid en twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen versorging vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Halleluja. Dan die tweede gedeelte kom hier uit 1 Petrus en ons lees 1 Petrus 2 vanaf verse 9 tot 17. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot die wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit koning is, of opperheer, of goewerneurs as gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense en nie asof julle die vryheid het, as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees en die koning eer. Halleluja. En dan natuurlik die wapenrusting van God, Efesiërs 6, hier vanaf verse 10. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, met julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en julle juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Kom ons bid en ons vra die Here, Here asseblief, kom beklee my op 'n daaglikse basis met U. Here, want sonder U kan ek dit nie doen nie. Hierdie wêreld het boos geword, hierdie wêreld is lelik en fout, maar met U geklee, Here, weet ek dat ons gaan dit maak. Almagtige God, ons Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer, Here, vir U woord wat so kragtig is en wat ons leer
dat ons op 'n daaglikse basis ons met U moet beklee. Dankie vir die wapenrusting. Here, dankie dat U ons leer hoe ons onsself moet beklee, sodat ons kan staande bly teen die liste en die aanslag van die vyand. Here, beklee elke mens wat in geloof na U toe kom, sodat hulle kan staande bly teen die liste en die aanslag van die vyand. Here, sodat wanneer U sou kom op die wolke, dat ons gereed is om U te kan ontmoet. Ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.